The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place, vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stapie verder gaan nie. Wat the Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook en as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Toe ek in die rehab was in Bloemfontein, het ek vir die Here eendag gevra, gee net vir my skrif, gee net vir my woord, waantoe ek op pad is. En hy het my die vers gegee, 2 Timoteus 2 vers 21, wat sê, enige artikel wat gereinig is vir goeie gebruik vir sy eienaar. En ek het geweet ek moet gereinig word. Daar is goed in my lewe wat ek moet regmaak, afskud, wegkry, voor God my regtig kan gebruik. En toe het ek aangegaan met my lewe, ek het toe gaan werk in kookhuis, en daar het ek begin studeer. En soos ek sê, toe het ek begin studeer, ek het vir 2 jaar studeer, en toe wil ek School of Fire toe kom net vir prakties. En dit was ook 'n interessante tyd gewees, waar ek regtig in 'n tyd was, waar dat ek vir Royce gebel het, en dan toe sê vir eers nee, ons gaan 'n uitreik doen. En ek het gesê, dis reg, ons gaan die uitreik, sal saam met hom gaan, dan laai hulle my weer by die huis af, toe dit verander, en daarna was dit 'n lang storie gewees, dan bel ek hom en sê vir my, nee, bel my terug, of gaan bid weer. En dan is ek mismoedig, want ek wil dit gaan doen, en ek sal alleen, ek wil julle almal aanspoor vandag, as jy moet gaan bid, en wees geduldig. Moenie besluite neem in jou eie nie, wees geduldig. En so het dit aangegaan vir 'n jaar tussen ek en hom, voordat ek hier uitgekom het. En toe ek hier uitkom, gaan dit nie net lyk dit my net te prakties wees nie, dit gaan sommer 'n redelike lang tyd van my lewe, of die nie die res wees wat ek betrokke sal bly nie. Wat ek net wil sê is, in daai tyd wat ek studeer het ek nog beter die Bybel leer ken en meer met God te doen gehad. Ons moet net onthou, ons is nie perfekte mense nie. Ons maak foute. Ek dink die Bybel is net 'n goeie aanduiding vir ons wat se foute ons maak en waarom ons gaan kyk. Ek het in die verlede het ek heeltemal 'n wanbegrip gehad van wie Jesus is. En ons sit daar buite en of ek self, en ek het net my lewe uitgetuig, hoe ek raad gegee het vir mense, en dan was dit wêreldse raad. Onthou net gou, koninkryk teorie is heeltemal die teenoorgestelde van die wêreld. Die koninkryk sê, gee en vir jou sal gegee word, die wêreld sê, hou en jy sal ryk word. So dis 2 verskillende tipe rykdomme wat jy van praat, dis 2 verskillende tipe ekonomieë wat jy van praat. Ek is net spyt in my lewe, as ek kan sê, en ek wil nie die woord spyt gebruik nie, maar as ek het kon eerder vroeër net uit die boot uit geklim het en vir die Here begin werk het. Ons sit baie keer, dan sit ons en ons, ek wil dit nog doen. Doen dit. God sal vir jou die deure oopmaak, sodra jy ernstig is God ernstig. En onthou net een ding, as God ernstig is, gaan hy alles wat onder die oppervlak is, gaan hy boontoe bring. Jy moet weet, dit wat jy verkeerd doen en verkeerd gedoen het, gaan uit moet kom, want dit is waar jou getuienis eintlik, waar die Here daai goed vat en omdraai in iets positiefs.
So ons moet net dit weet. En as jy goede gaan wegsteek, sondes wat jy wegsteek, sondes het, dan gaan jy nie vrykom nie. Jy kan maar los. Wonderlike ding met Royes was, in al sy preke het hy nogal gepreek oor rook en drink, en dan sit ek het soos enige ander persoon wat Sondag in die kerk is, en luister ek maar net, laat jy maar klaar praat daaroor, dan gaan ons nou weer aan met die Bybel. En dan gaan ek nou maar so aan met my studies en tot in my 2de jaar, toe kom ek en op 'n stadium toe sê, as jy wragtig nog steeds rook en jy studeer en jy's nou al 2de jaar, dan weet hy nie, dan sal jy nie regkom nie. En dan staan ek op en as ek klaar my lesings gedoen het, dan gaan staan ek buite en dan rook ek. En dit het my begin pla. Want hoe kan ek nou rook en ek nou net 'n lesing gedoen? En toe, hierdie ding begin bottleneck en het begin na 'n kant toe gaan. En as ek vandag terugkyk hoe die Here hierdie goed toegelaat of goed toegelaat in my lewe om te gebeur. Onthou, God laat alles, laat alle dinge ten goeie meewerk. So, goed waar jy te nagekom word, wil ons baie keer onsself oor jammer kry, moenie. God sal dit ten goeie laat meewerk, as jy saam met God wil werk. Moenie besluite op jou eie gaan neem nie, dit maak ons, dis gewoonlik wanneer ons begin redeneer, dan maak ons baie swak besluite. So, bly by wat die skrif sê, maar in elk geval, ek sal nooit vergeet nie, hy het vir my gevra op 'n stadium, die laaste tyd toe ek hom bel, vra hy vir my, rook jy? Sê ek ja, sê hy, okay, ek kan niks doen nie, hou maar eers op rook. En so het dit aangegaan, en hierso by Oktober maand, toe weet ek, ek wil regtig het klaarmaak en ek wil voltyds vir die Here gaan werk. En hy het my gebel en vir my gevra, of ek het nog gebel en weer gevra, het gesê, rook jy nog? En ek het gesê, nee, ek gaan ophou. Toe sê hy, maar as jy ophou, dan bel jy my. En ek het om die einde van die jaar gebel. Nou, ek het 44 jaar gerook, ek het die sigarette net so neergesit, en ek het dit tot vandag toe nie gemis nie. Hoekom ek dit gedoen het? Ek het begin ophou goed verdedig. Ek het altyd gesê, ja, maar rook is nie so ernstig nie. Maar al wat ek besef het, as ek voltyds vir die Here wil werk, kan ek nie my ophou met goed wat nie van die Here af is nie. Ons wil dit so gemaklik maak, en rook is definitief. Hoor vir my vandag, rook en drank is definitief dinge wat jou weerstand teen sonde afbreek, omdat dit sosiaal aanvaarbaar is. Doen ons dit gemaklik, en jy kan dit tussen mense doen, hulle het nie 'n probleem nie, en as jy weer kyk, dan breek dit net jou weerstand teen die volgende sonde af. Ek dink, ek ken nie statistiek daarvan nie, maar ek dink weinig ouens wat nie rook nie, gebruik dwelms ook. Ek dink jy daai twee bestaan nie. So dit is alles goed wat 'n ou afbreek. Ek het altyd gesê, toe ek jonger was ons 'n groep vriende gewees wat by mekaar gebraai het, is Vrydag, Saterdag, as 'n kind 5 jaar oud word, dan is daar Saterdag partytjie. Nou dit was vir my baie snaaks, dan met die ouers ook gaan op 'n Saterdag. Dan wil jy werk, of ek het geboer, maar dan gaan ons partytjie toe. Nou al wat daar gebeur het is, ons het die partytjie begin in die oggend, dan die kinders koek gekry en alles, ons het daar 'n bietjie deur die ou se boerdery gery, of 'n bietjie, as in die dorp gebly het, maar daar gesit te gesels, en 'n koppie tee gedrink, en kon nie wag vir 11 nie, of partykeer die tee sommer geskiep, en dan wil jy nie 'n bier hê so lank nie. So dan het ons begin drink. En dan het so aangegaan, en dan bly jy net met die hele dag aan, vanaand braai ons ook. Ek onthou menigte male hoe daar argumente was tussen mans en vrouens oor hoe laat, kyk hoe lyk die man alweer, of hulle wil huis toe gaan, of die kinders het nog nie geëet nie. En ek het altyd gespot, as jy nou daai tyd van die oggend inry, dorp toe, dan ry jy deur die dorp, ek altyd my vrou gesê, kyk nou wat gebeur vandag. Of dan sal daar iemand wees wat, daar was 'n ou wat altyd in sy motorhuis gewerk het, dan sal sy miskien sê, joh, kyk daai mense drink al. Dan sal ons uitgaan na die vriende toe en drink en die aand terugkom, dan is ek wil nie eens regtig het beskryf nie, hoe gedrink ek was nie, maar jy het jou gesin by jou in die kar. Dis fyn, die ander ou mense het gesuip, ons het net 'n drankie geniet. Ons jok vir onsself, ons lieg vir onsself, ons kwalifiseer onsself om sekere goed te doen. As ek voel ek het die week hard gewerk, dan kan ek my suip die naweek. As ek voel ek het dit gedoen, mense, dit werk nie so nie. Geen sonde kan jy regverdig nie. Dit bestaan nie in ons lewens nie, dit gaan nooit bestaan nie. So ons het wegbeweeg van dit af. Al wat ek het wil sê is, ek gaan nou voluit, die Here het vir my 'n visie gegee, baie lank terug,
En ons moet ophou dink, as ek 'n visie kry van God af, is dit iets wat ek moet doen, ek moet dit so doen, of wat ook al, gaan saam met die Here. God het my deur goed laat gaan, om my te wys waar sy hart, waaroor wil hy hê, moet ek praat met mense, dit het my gewys, dit waar ek is die beste plek waar ek kan wees, van hier af begin die ding uitgaan, so ons dink baie keer, die Here het van die ding gewys, hoe gaan ek dit doen? As jy daar begin redeneer los, God sal die deure oopmaak, jy moet net geduldig bly, en jy sal daarby uitkom, maar ons wil gewoonlik vir die Here vra, staan nie so bietjie soom toe, jy weet nou, ek gaan jou net gou bietjie help, jy kan nie God help, God het, ek wil vandag vir jou sê, as jy dit nie geweet het, God het jou inteendeel glad nie nodig nie, hy kies net om deur verhoudings met ons te werk, hy hou daarvan, as hy nie van ons gehou het nie, sou hy nie sy seun vir ons gestuur het nie, en dit is net iets anders, en die Here het met my 'n ding gesit, en ek wil graag, in die volgende 5 jaar wil ek dit graag my missie maak, om te gaan deur Suid-Afrika te gaan, om ten minste 30 miljoen mense te bereik, wat net op 'n vormpie, en dit gaan nie oor jou naam of wat nie, ek is Hans Botha, ek is reeds bekeerd, en ek het die Bybel deurgelees. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou, en jy kan round-off kursus kom doen hier, by Speer International, en dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie, jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm, dit is myne en Andre Strauss se nommer, bel ons en ons praat met jou. God seën. Ons sê ons is 'n Christenland, maar kan ons dit sê, want as ons 'n Christenland is, en elke ou die Bybel deurgelees, en weet wat God se beginsels is, Jesus sê in Johannes, as jy my lief het, sal jy gehoorsaam wees aan wat ek vir jou sê, is ons regtig gehoorsaam aan Jesus? Is ons regtig bereid om dit op sy manier te doen? Is ons regtig bereid om die ander wang te draai? Is ons regtig bereid om die goed 'n kilometer verder te dra, as wat gevra is? Of gaan dit die hele tyd oor ek, me, myself en I, ek word te nagekom, dit is nie reg nie, kyk wat doen die regering. Ek het vir julle 'n surprise, as jy nie die Bybel ken nie, in Openbaring moet julle nie worry oor ons regering nou nie, ons is in 'n royal time nog, ons is in 'n fantastiese tyd. As jy gaan kyk wat in Openbaring, wat God voorspel, wat gaan kom, voor die eindtyd, dan moet jy bekommerd wees. So ek dink ons moet ophou kla, meer dankbaar wees, en regtig kyk of ons siele vir God kan wen. En al ons dit kan doen, iets wat vir my baie interessant is wanneer 'n ou by iemand kom wat nie God ken nie, of nie 'n verhouding met hom het nie. Baie ouens is tot bekering gekom, ek was self een van hulle, so ek nou verduidelik, en dan kom jy by hom, en as jy oor goed begin praat, dan kan jy net oor niks saamstem nie. Daai ou het sy eie teorie, en hy het sy eie opinie, en dit sal hy stry. Maar, en gewoonlik met daai ouens ook, as jy draai oor Jesus begin praat, dan jy kan nie nou oor Jesus praat nie, ons praat nie nou godsdienst nie. Die woord sê ook, jy moet tydig en ontydig, moet ons die gospel kan versprei. Maar as dit iemand is wat God regtig aangeneem het, en die vuur brand in sy hart, dan sal jy altyd ooreenstem, want as een taal wat ons praat, en dis Jesus se liefdestaal, ons sal dan verstaan ons mekaar baie pragtig. Maar as ons dit nie verstaan nie, is daar nog te veel eie ek, daar is te veel van jouself en jou ego in, die victim story. Onthou gou, party van ons is gelukkig, party nie. Party van ons het daar akla, ek het gedink altyd, as ek na my lewe kyk, joh, dit het was maar tragies so goed wat gebeur het of wat. Dan kom jy en dan gaan luister wat met ander ouens gebeur het. Dan besef jy eers eintlik, jou storie was niks, en dan besef jy net een gemeenskaplike ding. Die vyand kom vir almal om almal te vernietig. Dis sy doel. Hy gee nie om wie hy is nie,
waar jy bly nie, wie se kind jy is, net plaamglad nie. So ons moet regtig net daar een ding weet, ons moet mekaar, dra mekaar se laste, bely mekaar se sonde teenoor mekaar en raak genees. Dis belangrik dat ons dit ook doen. En ek dink ons staan in Suid-Afrika op die vooraand van 'n probleem wat kerke aanbetref. Ons moet ons ou strydbyle begrawe en is tyd dat Jesus die senterpunt, die middelpunt van alles raak. Dis baie belangrik. Ek het nou die dag met 'n persoon gepraat toe praat ons oor toe praat die persoon, hy is in 'n sekere kerk, en toe praat hy oor gay huwelike. En ek het net vir jou gesê, kan ons ophou praat oor goed wat God haat, en eerder gaan kyk na die goed wat hy geskep het, soos Christenhuwelike. Skenk ons aandag aan Christenhuwelike. Of is ons te besig om te praat, die woord sê op 'n plek, daar is sekere goed in die lewe wat gebeur, wat die mens nie eens behoort oor te praat nie. Nou, vir my is dit een van die goed wat mens nie oor praat nie. Kom ons praat eerder oor die 50% Christenhuwelike, wat by 'n skei-hof stop. Wat is die probleem daar? Ons moet gaan ondersoek instel oor dit wat God saamgestel het. Nie wat die vyand wil saamstel en ons kele afdruk nie. Ons mors ons tyd en ek dink ons moet regtig Jesus gaan soek op die regte plekke. Ek dink as 'n groot plek, die woord sê gemaak disippels van mense, nie bekeerlinge nie. Ons bekeer ouens en dan los ons daai ouens op die straat, of stoot hom uit ons sirkeltjie uit as hy iets gedoen het, en dan voel ons baie gevlei in hoe goed ons is, en die vyand kom en hy tel daai siel op. Ons gaan rekenskap gee oor daai siele wat verlore gegaan het. So, ek dink ons moet ons kerke op 'n ander manier voorberei om regtig die siele te akkommodeer en op te hou met ons inkopieslys van die ou is welkom in die kerk nie, daai ou se klederdrag hoort nie by ons kerk nie, die ou kan ek nie groet nie want hy is so. Mense, dit het niks met Jesus uit te waai nie. Niks. Ons is besig om op 'n baie gevaarlike terrein te loop. Dan die ander ding wat ek net in my tyd geleer het is nederigheid, bly nederig, en vergifnis. Vergifnis is die belangrikste ding, is iets wat ons ligtelik opvat, en ek dink 'n groot deel van my ek wil amper sê probleme wat veroorsaak is, was as gevolg van onvergifnis. En ons moet dit vir mekaar reguit sê, as jy nie vergewe nie, sal jy nie vergewe word nie. Dit beteken jy gaan in die hel op eindig. En so as jy nie vergewe nie, lewe jy eintlik al klaar aan die verkeerde kant. Of is jy eintlik klaar disipel van die vyand, wat jy doen sy werk. En vergifnis moet ons nou baie hard gaan kyk, dis nie iets wat ek doen op my voorwaardes nie. Jesus het gekom, dat ons kan versoen met God. Dit was eintlik die eerste rede. En daarmee, om daarby te kon uitkom, moes hy gekruisig word om te sterf vir ons sondes. So, daar bestaan nie 'n teorie soos, you can forgive but you don't have to reconcile. Dit bestaan nie, dit gaan nooit werk nie. En as jy volgens dit wil leef, dan is dit ook reg, maar jy moet een ding onthou, hulle sê, every man walks out his own salvation. En wat ek net besef het in die tyd, en weer eens, toe ek nie die Bybel gelees het nie, het ek het nie geweet nie, maar as ou daar nie goed gaan kyk, die boodskap wat ek van Jesus uitdra, gaan die boodskap wees waar volgens ek geoordeel gaan word. As ek net 'n halwe Jesus boodskap uitdra, van jy kan vergewe, maar jy hoef nie te versoen nie, dan gaan ek dalk so beoordeel word vorentoe. En dan beteken dit Jesus uit my sondes gesterf, maar hy wil niks meer met te doen hê nie. Waar gaan ek eindig? Ons moet bietjie ophou ons moet bietjie ons opinies aan die woord toets. Dis baie belangrik dat ons by dit uitkom. Ek dink die tyd is min. Paulus het gesê ons is in die laaste uur. Ek dink ons is in die laaste minute. As 'n ou rondom ons kyk, dinge wat gebeur, en is dit regtig nogal, is dit tyd wat ons moet herbesin, en seker maak, of is jou saak reg, meneer. Ek het gedink, myne is altyd reg. Waar ek hier vandag sit, moet ek sê, het ek, waar ek gedink het, ek het Sondag kerk toe gegaan, as ek Sondag na daai kerk, op pad huis toe, iets moes oorkom, het ek in die hel beland. Al was ek die oggend in die kerk. So kerk toe gaan, vat jou nie hemel toe nie, besef dit. Dit is 'n verhouding met Jesus wat dit doen, en daai verhouding moet ons uitstraal. Ons kan nie dan gaan maar dit nie. Die oomblik wat jy Jesus
en maar bysit, klop nie som nie. En die wiskunde volgens Jesus se wiskunde werk, nie Jesus en geld, Jesus en 'n mooi huis, Jesus en dit, Jesus en vriende nie. Jesus is genoeg, dis al wat ons nodig het, en as ons daarby bly, dan sal God met ons die pad stap. Geseënd vir almal, en ek hoop ons sien binne die volgende 5 jaar op die pad hier deur Suid-Afrika. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank, of jy kan vir 'n beraader kom leer, jy kan vir 'n evangelis, jy kan jou bekwam om vir God te werk, jy kan ook 'n gap jaar vat, maar nou het ons ook gap seisoene, dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp, en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels, en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling, wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings, daar is kamerawerk, daar's klankwerk, ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed, wat ook baie prakties is. Skakel ons, en ons kan met jou gesels. By School of Fire, nou ja, die nommer is op die skerm, stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.